Goeiemôre op hierdie pragtige Saterdagoggend. Doodstil buite, die wind is doodstil en is 'n pragtige sonskyn dag. Daar's nie 'n wolkie op die stadium in die lug hier by ons. Is al dan nie koel, maar nie koud nie. Lekker koel. Ek hoop jy het 'n heerlike nagrus gehad. Ek hoop jy het lekker geslaap. Ek bid aan jou 'n wonderlike Saterdag toe. Is vir my lekker om weer terug te wees. Ek moet miskien vir julle so 'n bietjie behind the scenes vat. Hierdie afgelope 2 dae het ek 'n kursus bygewoon. Donderdag en Vrydag. Iets totaal buite my veld. Want op my ouderdom weer te gaan sit en te probeer leer en te probeer om 'n toets deur te kom. Ek dink dis crazy, soos die Engelse sê. Dis fenomenaal belaglik om so iets van 'n mens te verwag. Maar ons het klaar, die Here het gehelp, baie dankie vir almal wat gebid het, ek het die lisensie gekry op die einde van die dag, die sertifikaat, dis die belangrikste dat jy die sertifikaat kry, eintlik vir short range radio communication is die sertifikaat uitgereik voor, wat beteken, jy kan see toe gaan tot en met, waar jou boot gesewy is, myne is 10 nautical miles plus minus, maar die radio lisensie geld vir so 30 tot 50 nautical miles, of myl, net soos jy dit wil sê. So ja, dit was verskriklik interessant. Ek is bly ek het dit gedoen. Dit was 'n lieflike 2 dae, baie spanningsvol, baie mooi afgeloop, danksy die Here se genade. Maar die belangrikste is, toe ek gister gou 'n draaitjie maak in Vredenburg by my dame by Wetjie Bootgesewy, toe sê vir my, Oumel, jy is nou legal in alle sens van die woord. So ja, ek is nou legal in alle sens van die woord. Dankie vir julle wat ingeskakel het, dankie vir julle wat gebede ingestuur het. Ek moes die afgelope 2 dae in die oggend, in die aand die boodskap opneem, en dan die volgende oggend voordat ek gaan, anders sou ek definitief vastdraai, het ek gou die publishing van die boodskap gedoen, en dan kon ek afry St. Helena Baai toe. Die 2 oggende was ook pragtig in die sin dat ek moes so 'n bietjie vroeër voor son opstaan en afry. En die scenery was amazing. Kyk, al het ek nou net vir die scenery afgery St. Helena Baai toe, vir 2 dae was dit amazing. Ek het foto's gepublish, die foto's wat ek gisteroggend opgesit het, by Kom Laat Ons Boeke Vat, by die boodskap, 3 van die foto's is in die oggend geneem. Ek het sommer net so 3 in random gekies. Ek moes op 'n stadium die eerste oggend stop op 'n paar plekke om eers foto's te neem. Ek is baie lief vir fotografie. En natuurlik die Here se verfkwas het so mooi geverf daar by my hierso waar die son opkom in die ooste. Dit is amazing geweest, die scenery, as ek dit so mag stel. Vanoggend se stukkie, voordat ons by vanoggend se Bybelstukkie uitkom, wil ek eers 'n bietjie praat met my en jou. Nommer 1 wil ek gou vir jou vra. Ek wil gou 'n agtergrond vir môre se boodskap voorberei. En om 'n agtergrond voorberei vir asseblief die vrae wat by YouTube en die wat by WhatsApp by my is. Ek gaan net op daai twee plekke werk, so moenie op die ander plekke groot asseblief. Jy kan op die ander plekke praat en vir my hallo sê, ek sal dit deel waarskynlik, maar ek gaan net op daai 2 plekke woorde soek en dan gaan ons môreoggend gou kom. Dan gaan ons 'n bietjie praat oor wat is die woorde wat in jou kop kom as jy aan Jesus dink? Wat is die woorde wat in jou kop opkom as jy aan Jesus dink? Ag, kom ons dink gou vinnig, ek en jy en 'n paar van hulle, natuurlik is die woord Jesus, in die woord God, in die woord Heilige Gees, onmiddellik, die woord Immanuel was nog altyd vir my, God met jou, het was altyd vir my nog 'n pragtige naam, wat ek definitief sal opsit. Soli Deo Gloria is een van hulle, en dan natuurlik die vrugte van die Gees, sal ek almal opsit as woorde, rustigheid, vrede, respek, dis 'n klompie woorde, wat 'n ou sal opsit. Daar's 'n klomp, as ek nou moet sit in 'n lysie, ek het nie vanoggend 'n lysie gemaak nie, môreoggend gaan ons by die lysies kom, wat julle vir my deurgestuur het, soveel as moontlik woorde wat jy het, as jy dink aan Jesus, moet jy natuurlik, heel grootste en reg in die middel gaan ons sit, die liefde.
So met ander woorde, of die woord liefde. So ek wil vra, jy moet asseblief met my deel die woorde, dan maak ons gaan ek jou môreoggend wys wat ek gedoen het met die woorde, en dit gaan op die agtergrond wees van die oggendboodskap, so jy's meer as welkom om met my vandag, wanneer jy kans is, net voor vanaand 6:00, groot asseblief, dan moet ek het voorberei en reg kry die agtergrond ten minste vir môre. So deel dit met my, dit sal baie, baie nice wees. Daar's nog 'n ding wat op my hart lê, wat ek vanoggend met julle moet praat oor. Ek voel net dit lê op my hart en ek moet praat oor. Wanneer laas het jy met iemand gepraat en gesê, wat se tipe van geloof is jy? En dan sê die ou vir jou, ek is 'n gelowige. Het jy al dit gehoor? Het jy al gehoor dat Christene weghardloop met die woord gelowige? Hulle wil nie erken hulle is 'n Christen nie, hulle is gelowig, hulle is 'n gelowige, maar kom ek sê dit vir jou, so selfs 'n duiwelaanbidder kan gelowig gewees in sy geloof, selfs 'n hindoe kan gelowig wees in sy geloof. So is daar 'n klomp, natuurlik praat ek nie van die moslems ook, dieselfde, hulle kan gelowig wees in hulle geloof, so almal van ons wat glo, is gelowig, nee, dis nie wat ek wil vra nie, ek vra die feit dat, herken jy nog, as iemand vir jou vra, jy is 'n Christen. Dan kry ek nou baie keer die verskonings wat mense sê, nee, ek wil my nie self vereenselwig met Christen nie, want kyk wat maak die Christene daar, en kyk wat maak die Christene hier. Ek wil gou vir jou 'n stukkie vertel wat ek eendag in 'n kerk gehoor het, en dit was vir my so amazing, en dit is definitief so, van die dominee wat vir die ou gevra het, hoekom sien jy hom nie meer in die kerkie, toe sê die ou, nee, maar Piet gaan Sondag kerk toe, en hy en Piet het 'n verskriklike groot uitval gehad. So hy poog om weg te bly in die plekke waar Piet kom. Toe sê die dominee vir hom, kan ek gou vir jou iets vra, was jy nie laasweek 'n woensdagoggend in Spar nie? Verskoon die naam van die winkels wat ek noem, maar ek moet dit so noem, want dit is definitief 'n feit, so ons, hy sê toe vir die dominee, ja, hy was in Spar, hy moes gou vir sy vrou 'n paar goedjies loop koop, onder andere hondekos en dit, so noem het die lysie, en die dominee vra vir hom, kan ek gou vir jou iets vra, terwyl jy daar in die een ry was, het ek gesien, Piet stap verby jou, en hy dat sak sy kop so, hy sê, ja dominee, en die dominee vra vir hom, nou hoekom het jy nie jou trolley toe net daar neergesit en uitgestap en sommer omgegaan na Checkers toe of by Pick n Pay en jou goed daar gaan koop nie, want ek verstaan, jy wil nie graag in dieselfde plek en die persoon kon hom nie 'n antwoord gee op daai stadium nie. So ek dink ons moet wegbeweeg van die feit dat wat ander Christene doen en kyk wat ons doen en erken ons as Christene. Die Here is daar om te oordeel en te veroordeel, en ons gaan definitief nie oordeel en veroordeel nie. So ek vra vir jou baie mooi, dit lê op my hart, so ek dra dit graag oor aan julle. Die stukkie wat ek uit die Bybel uit lees, gaan 'n kort stukkie wees, dit gaan net wees oor 'n vrou, 'n hartseer vrou se gebed aan die Hemelse Vader. 'n Hartseer vrou se gebed aan die Hemelse Vader. So die van julle wat jou Bybel wil oopmaak, is meer as welkom om jou Bybel oop te maak. Ons gaan lees vanaf 1 Samuel 1 vanaf vers 9 tot die einde van daai stukkie, vanaf vers 9 tot 19. 1 Samuel 1 vanaf vers 9 tot en met vers 19. En ek wil vra asseblief in die oggend as ek 'n stukkie lees, skryf die Bybel stukkie lees, en as jy stilte tyd het op jou eie, dan lees jy 'n bietjie meer voor die tyd, en dan lees jy 'n bietjie meer na die tyd. Miskien kan jy 'n bietjie meer omtrent Hanna loop lees voor die tyd, en 'n bietjie meer loop lees oor Hanna na die tyd. Op 'n keer na die offermaaltyd in Silo het Hanna opgestaan, terwyl die priester Eli op die stoel langs die deurkusyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer, en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê aan die Here op daai stadium toe sy bid en gesê, Here Almagtige, as U tog op my ellende wou let, en aan my U dienares wou dink, en my nie vergeet nie, en aan my 'n seun gee, sal ek hom so lank lewe aan U gee.
en as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Sy het lank tot die Here gebid, en Eli het stip na haar mond bly kyk. Hanna het in haar gedagte gepraat, met haar lippe, net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie, en daarom het hy gedink sy is dronk. Hy sê toe vir haar, hoe lank wil jy nog dronk bly? Loop, word eers nugter. Is dit nie maar eie ons nie, ons is nou maklik om te dink, Eli het veroordeel en geoordeel op daai stadium, maar is dit nie maar soos ons as mense optree nie, so ek vra mooi vanoggend, maar nie oordeel en veroordeel, ek kyk wat Eli gesien het, en hy dadelik met haar gepraat, maar eintlik was hy totaal verkeerd, hy het die pot heeltemal misgesit, so baie keer sit ek en jy in ons lewens ook die pot totaal mis, so ek vra mooi, moenie oordeel en veroordeel in die lewe waar ons gaan nie, ons is dalk totaal verkeerd, ons het nie die hele prentjie duidelik voor ons nie. Hy sê toe vir haar, hoe lank wil jy nog dronk bly? Loop, word eers nugter. Maar Hanna het geantwoord, nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep te neergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort voor die Here. Moet tog nie dink ek is 'n slegte vrou nie. Dis oor my groot smart en leed dat ek so lank bly praat het. En toe sê Eli, wees gerus en gaan nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy hom afgesmeek het. En sy het gesê, mag dit vir my wees soos u sê. En sy het toe geloop en gaan eet, en sy was nie meer bedruk nie. Die volgende môre het Elkana hulle vroeg opgestaan, die Here aanbid en teruggegaan huis toe. Miskien moet ek hierdie stukkie, nadat verkeerd gebeur het, nadat Eli verkeerd geoordeel en veroordeel het vir die dame, toe het hy eintlik haar gebed beantwoord, toe hy vir haar sê, wees gerus en gaan nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy hom afgesmeek het. En Eli het op die stadium nie naby besef dat hy eintlik die antwoord op haar roepstem was nie. En sy het gesê, mag dit vir my wees soos u sê. Is dit nie pragtig? Mag dit vir my wees soos u sê. Mag dit vir jou wees soos wat die Here sê en gepraat met jou, soos die Heilige Gees praat met jou vanmôre. Heerlike Saterdag en 'n heerlike naweek verder. Kom ons maak ons oë toe in gebed. Liefdevolle Here en Hemelse Vader, dis 'n pragtige stukkie wat ons vanoggend, terwyl ons hier by u voete sit, kan lees. Here, dankie dat ons kan stil raak, net alles kan afskakel rondom ons oë en ons ore oopmaak en ons ontvanklik maak vir die woord. Dankie Here vir hierdie pragtige stukkie om te wys, Hanna is ook maar net mens en sy het iets nodig gehad en sy het iets gevra en Eli het gekom en die antwoord gegee. Eli die profeet het gekom en 'n antwoord gegee vir haar en sy het gesê, mag dit so wees. Ons wil ook vanoggend sê, Here, as ons vir u vra, soos wat ons gewoonlik vra op ons gebedsluis in die oggende, vir Serena, Johan en Ian, mag dit so wees. Ons glo en vertrou dat die hand van gesondheid op hulle gaan lê. Maar ons wil byvra, Here, laat u wil geskied. Dankie Here dat ons in die oggende kan kom stil raak by u voete, kom stil sit by u voete en in u nabyheid voel rondom ons, binne in ons. Here, help asseblief vir ons op hierdie Saterdagoggend om ons baadjie aan te trek, daai baadjie van liefde en spesiaal op hierdie pragtige oggend, nuwe maand, nuwe kanse, nuwe geleenthede, 1 Augustus, daar's 'n skoonsluit hierdie maand vir ons wat voorlê. Dat u ons help om elke dag net 'n triekie vir triekie in die voetspore te volg en elke dag so 'n bietjie meer sal word soos wat u graag wil hê ons moet word of ons moet lewe. Vergeef asseblief ons sondes, Here, en help ons om ons skuldenaars te vergewe. Ons steek ons hande op na die hemel vanoggend, Here, ons kyk na u en ons gil op u, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief die stuurwiel. Ek gaan hierdie kar omgooi, my lewenskar, my geesteskar. Bestuur dit vir my, groot asseblief, Here. Waar u in beheer is,
kan ons stil en rustig raak. Dankie Here dat ons weet op hierdie Saterdagoggend dat U in beheer is. Selfs as ons kyk na die nuus in koerante, dan lyk dit maar 'n donker prentjie. Maar dit is lekker om my oë toe te maak en te sê, my God sien wat gebeur op hierdie aarde. My God is nog steeds in beheer. Dankie Here dat ons by U voete kan kom sit en stil raak. En weet U werk binne in ons. Ons vra dit nie omdat ons verdien, Here, maar enkel alleen uit U groot en almagtige genade alleen. Amen.